Vandag gesels ons oor 'n toestand wat dikwels heeltemal onsigbaar is, iets wat diep binne in jou liggaam kan groei sonder dat jy dit eers weet, maar met gevolge wat nogal ernstig kan wees. Ons praat van 'n aortoiliakale aneurisme, 'n stille swelling waaroor ons almal meer behoort te weet. So, die groot vraag is, wat presies is hierdie ding? Dis 'n term wat mens soms hoor, maar wat beteken dit nou eintlik vir jou liggaam se allergrootste bloedvat? Kom ons spring dadelik in en kyk. Wel, die maklikste manier om hieraan te dink is soos 'n buiteband van 'n kar. Jy weet, as daar 'n swak plekkie in die rubber is, kan dit onder druk begin uitbult. Presies dieselfde ding gebeur in ons liggaam met die aorta, daai hoofpyp wat bloed van die hart af vervoer. Wanneer daardie bult in die buikarea groter as 3 cm word, dis wanneer dokters dit amptelik 'n abdominale aorta aneurisme of 'n AAA noem. So dis 'n baie spesifieke, meetbare definisie vir 'n toestand wat nogal gevaarlik kan wees. Goed, om hierdie onderwerp regtig goed te verstaan, gaan ons deur 5 hoofpunte. Eers, wat presies is 'n aneurisme? Dan, wie loop die grootste risiko? Ons gaan kyk hoekom hulle groei en hoekom hulle kan bars, hoe ons dit opspoor en dophou, en laastens, hoe behandeling gelyk het, hoe dit nou lyk en wat die toekoms inhou. Nou, jy mag dalk dink hierdie is 'n moderne probleem, maar dis glad nie die geval nie. Die mensdom is eintlik al duisende jare bewus van hierdie toestand. Die storie van hoe ons dit begin verstaan en behandel het, is nogal fascinerend. Ons kennis gaan regtig duisende jare terug, selfs na antieke Egipte. Maar die ware revolusie het eers in die 20ste eeu gebeur. In die 1950s het pioniers soos De Backer en Cooley die deur oopgemaak vir oop hartchirurgie, 'n massiewe operasie, maar een wat lewens gered het. Toe, jare later, in 1990, het 'n ou met die naam Juan Parodi alles kom verander, met die heel eerste minimaal indringende stentoorplanting. En teen 1999 was hierdie tegnologie wyd goedgekeur, wat die manier hoe ons hierdie toestand behandel heeltemal verander het. Goed, so ons weet nou wat dit is, maar wie moet regtig hieroor bekommerd wees? Om die risikofaktore te verstaan is absoluut krities, want dit help ons om te weet wie gesif moet word vir hierdie toestand. Kom ons breek dit gou af. Party van hierdie faktore kan ons ongelukkig niks aan doen nie. Goed soos jou ouderdom, jou geslag en jou familiegeskiedenis. Die risiko skiet op na 65, veral vir Kaukasiese mans. Maar die belangrikste punt hier is daai een wat ons wel kan beheer. En hier is dit kan nie duideliker gestel word nie. Van al die leefstylkeuses wat 'n impak het, staan rook kop en skouers bo die res uit. Dit is die primêre nommer 1 drywer vir die ontwikkeling van 'n abdominale aorta-aneurisme. En net om te sien hoe groot hierdie impak is, kyk na hierdie syfer. 12 keer. Dis nie 'n klein bietjie nie. Vir iemand wat lank en baie rook, word die risiko eksponensieel hoër. Dit wys net daai direkte, onmiskenbare verband tussen rook en hierdie siekte. Nou, aan die ander kant is daar faktore wat lyk of dit beskermend is. Sommige maak heeltemal sin, né? Hou op rook, oefen, eet jou groente, maar interessant genoeg, kyk na daai een, diabetes. Ten spyte van al die ander probleme wat dit veroorsaak, wys die data dat diabetes eintlik geassosieer word met 'n laer risiko vir 'n AAA. Dis 'n nogal verrassende bevinding. So 'n aneurisme vorm, maar wat maak dit aanhou groei? En nog belangriker, wat veroorsaak dat dit daai gevaarlike breekpunt bereik? Die antwoord lê alles in die biologie van die bloedvat se wand. Dit gebeur basies in 3 stappe. Eers, inflammatoriese selle sypel die wand van die aorta binne. Hierdie selle stel dan ensieme vry wat die fondament van die aorta, die elastien en kollageen begin afbreek. En soos daai wand al hoe dunner en swakker word, kan dit nie meer die konstante druk van jou bloed weerstaan nie. Dis dan wanneer dit stadig maar seker begin uitpult en groter word. En hier is die deurslaggewende punt. Grootte maak saak. Helselot. Hierdie tabel wys dit duidelik. Vir 'n klein aneurisme onder 4 cm is die jaarlikse risiko dat dit gaan bars baie laag. Maar kyk hoe die persentasie die hoogte inskiet. Sodra dit verby 5 cm gaan, spring die risiko dramaties. En bo 7 cm, wel, dan raak die kans op 'n ruptuur binne 'n jaar skrikwekkend hoog. Hierdie grafiek maak daai data net nog duideliker. Die sprong is nie geleidelik nie, dis eksponensieel. Die verskil in risiko tussen 'n 4.5 cm en 'n 6.5 cm aneurisme is enorm. En dis presies hoekom die monitoring van die grootte so ongelooflik belangrik is. En hier is 'n kritiese punt wat die hele vergelyking verander. Vir presies dieselfde grootte aneurisme is 'n vrou se risiko om te bars 3 keer hoër as 'n man se. Dit beteken dokters kan nie 'n een grootte pas almal benadering volg nie. Die drempel vir wanneer om in te gryp moet vir vroue baie vroeër oorweeg word.
Goed, nou dat ons die risiko's verstaan, hoe vind ons hierdie stille swellings? En as ons een kry, wat is die plan van aksie? Dit bring ons by sigting en monitoring. Die proses is eintlik baie gestruktureer. Dit begin gewoonlik met 'n eenvoudige, pynlose ultraklank. As iets gevind word, word meer gedetailleerde skandering soos 'n CT gedoen om die presiese anatomie te sien. En van daar af begin 'n proses van wat ons noem waaksame wag. Die skedule vir opvolgskandering, soos julle kan sien, hang direk af van die grootte. Hoe groter dit is, hoe meer gereeld word dit dopgehou. En dit lei ons tot die sogenaamde magiese nommer. Vir mans is 5.5 cm oor die algemeen die punt waar die risiko van 'n ruptuur die risiko van operasie begin oorskryf. En onthou, gegee 'n hoër risiko is daai drempel laer vir vroue, gewoonlik rondom 5 cm. Dis daai kritiese punt waar die gesprek verskuif van dophou na doen. Goed, wanneer daai drempel bereik word, wat is die opsies? Vandag is daar 2 hoofbenaderings. Die tradisionele een is oop herstel, 'n groot operasie, maar dit hou baie lank. Die ander een is endovaskulêre herstel of EVAR, wat beteken binne in die bloedvat. Dis minimaal indringend met 'n baie laer onmiddellike risiko wat dit ideaal maak vir ouer of sieker pasiënte. Die keuse hang heeltemal af van die pasiënt se ouderdom, gesondheid en die spesifieke anatomie van die aneurisme. Maar chirurgie is nie die hele storie nie. Wat van daai tydperk van monitoring en wat hou die toekoms in vir die mediese bestuur van hierdie toestand? Dit is die vraag wat navorsers al vir jare vra. As ons net die groei van 'n aneurisme met medikasie kon vertraag of selfs stop, sou dit 'n reuse deurbraak wees. Maar ongelukkig is die antwoord nie heeltemal so eenvoudig nie. Sien, talle medikasie, van cholesterolpille tot selfs antibiotika, het regtig belovend gelyk in laboratoriumstudies. Hulle kon die inflammatoriese prosesse in dieremodelle vertraag, maar keer op keer, wanneer hierdie selfde middels in groot menslike probe getoets is, kon hulle net nie die groei van aneurismes betekenisvol keer nie. En dit bring ons by die mees deurslaggewende punt vir enige iemand wat met 'n klein aneurisme gediagnoseer is. Totdat daar 'n mediese deurbraak is, bly die enigste 2 bewese maniere om die groei te beïnvloed, om op te hou rook en om jou bloeddruk streng te beheer. Leefstyl is nie net voorkoming nie, in hierdie geval is dit die primêre mediese behandeling. So, waarheen is ons op pad van hier af? Die toekoms gaan daaroor om slimmer te wees as om net grootte te meet. Stel jou voor as ons bloedmarkers kon identifiseer wat vir ons wys dat 'n aneurisme se wand aktief besig is om te verswak. Dit sal ons toelaat om behandeling te persoonlikheids en presies te weet watter aneurismes, maak nie saak hoe groot hulle is nie, die meeste gevaar inhou. Dit is die volgende grens in die bestuur van hierdie stille maar baie beduidende toestand.